Goeiemôre gemeente en baie welkom by ons erediens vanoggend en dat jy op hierdie unieke manier ook inskakel. Dit bly vir ons 'n voorreg dat ons op hierdie manier ook die woord kan bring en ons hoop dat jy daar waar jy is, op 'n manier ook God sal raakleef vandag en dat sy boodskap op jou ore sal val en dat jy jou hart en jou ore sal oopmaak vir dit wat hy vandag vir jou wil sê. Voordat ons begin, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here, baie dankie dat ons as gemeente nog steeds op hierdie manier mense kan raak waar hulle dalk nie kerk toe kan kom nie of waar dinge dalk moeilik is. Here, dankie dat U op 'n manier vir ons hierdie wysheid gegee het om ook die woord so te kan bring. Here, dankie dat ons U woord kan versprei, U woord kan verkondig. Dankie dat ons so besig kan wees met hierdie goeie nuus, met wat dit is wat U gedoen het vir elkeen van ons. Here, dit bly vir ons so groot voorreg. Dit is iets wat ons verstand te bowe gaan en daarvoor kan ons regtig net vir U sê dankie. Amen. So vriende, vandag is Hervormingssondag. Dit is 'n dag wat ons onthou gewone mense soos Martin Luther en ook soveel ander op 'n stadium gesit het met 'n eenvoudige maar ongemaklike vraag: is ons nog besig met die hart van die evangelie of het ons dalk moontlik die pad verloor? So dit was nie eintlik 'n rebellie van hulle kant af nie. Dit was eintlik 'n soeke na waarheid, na die kern van wat dit beteken om Jesus Christus te volg. Is ons nog besig met die hart van die evangelie? En as ons heel eerlik is dit nog steeds ons vraag eintlik vandag. Ons lewe in 'n oorvol wêreld wat vir ons duisende etikette probeer gee. Is jy suksesvol, is jy nie, is jy arm, is jy ryk, is jy mooi, is jy nie, is jy slim, is jy nie, presteer jy, doen jy goed of doen jy nie, wat is jou status, waar bly jy, hoe lyk jy, hoe praat jy, en ons het al hierdie etikette wat ons kry. Maar nêrens hoor ons in hierdie geraas ook so bietjie, is jy 'n kind van God of is jy nie? Is jy besig met die hart van die evangelie of is jy nie? Dalk is ons wêreld toe nie so anders soos die wêreld van Paulus en Galasië waarvan ons vandag so bietjie gaan lees nie. 'n Wêreld waar mense geworstel het met die tipe vrae soos: wat is ons rol as gelowiges? Wat is my rol in hierdie wêreld? Wat beteken dit dat ek 'n Christen is? 'n Christen hier by Universiteitsoord, in Pretoria, in my huis, by my werk. Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Die mense van Galasië het ook geworstel met hierdie tipe vrae. So vanoggend wil ek julle saamnooi op hierdie reis, om saam 'n tree te gee in hierdie groeiproses en die vrae so 'n bietjie te ondersoek wat ek en jy as gelowiges het, wat dit beteken om 'n Christen te wees. En vanoggend, soos ek al bietjie genoem het, gaan Galasiërs ons so bietjie daarmee help. So ek nooi julle uit om saam met my te lees uit Galasiërs 3 vanaf vers 23 tot 29. Terwyl julle dalk julle Bybels so lank wil oopmaak by Galasiërs 3, wil ek net 'n bietjie agtergrond vir julle gee. So Paulus skryf hierdie brief omdat daar verwarring in die gemeentes van Galasië ontstaan het. Na Paulus daar weg is, het ander mense gekom en begin leer dat gelowiges eers die Joodse wette en gebruike moes onderhou voordat hulle werklik aan God kan behoort. Hulle moes eers hierdie Joodse wette presies tot op die laaste detail gevolg het voordat hulle self gelowiges kon noem en voordat hulle kinders van God kon wees. Met ander woorde, wat hierdie mense begin verkondig het, is dat Jesus was nie genoeg nie. Jy moes eers 'n klomp godsdienstige reëls bygesit het. Dan kan jy behoort. So Paulus was diep bekommerd en hy was ongemaklik met wat hier geleer was vir die gemeentes in Galasië. Want dit vat absoluut die fokus weg van die hart van die evangelie, dit wat ek en jy in glo en aan behoort. Maar dit is juis hierdie verkeerde idees wat Paulus in vandag se gedeelte baie graag vir ons wil kom regstel.
Dit is hoekom hy hierdie brief aan hierdie gemeentes in Galasië skryf. Maar tog ook 'n mate vir my en vir jou vandag. So kom ons lees saam hoe Paulus meen werk die familie van God. Ek nooi julle uit om saam met my te lees Galasiërs 3 vers 23 tot 29. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook almal nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ek lees die laaste gedeelte vir ons weer, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ons lees net tot sover. Nou kom ons begin vanoggend by die einde van hierdie teksgedeelte, wat praat van Abraham. Abraham kom nog voor die wette. So ek wonder so 'n bietjie, onthou julle wat maak Abraham nog so besonders en hoekom hy nog steeds genoem word? So net so side note, Abraham is soos ons groot oupa grootjie in die geloof. Wat hom besonders maak en hom uitsonder, is sy gehoorsaamheid en sy vertroue aan God. Hy het met God in 'n lewende verhouding gestaan en daarom beloof God aan hom 'n nageslag so ontelbaar soos die sterre en dat al die nasies deur hom geseën sou word. So dit is wat Abraham spesiaal maak. Hy kom nog voor hierdie wette en reëls en regulasies wat daar ingestel is. En wat hom besonders maak is sy absolute gehoorsaamheid en vertroue aan God. Wat belangrik is, Abraham het nie die wet van Moses gehad nie. Abraham was voor hierdie wette. Die wet het eers baie later gekom. En daardie spesifieke wet was nog steeds bedoel as iets tydelik. Dit het goeie eienskappe gehad, maar eintlik ook baie beperkings. Hierdie klomp wette en reëls kon rigting gee, maar dit het ook die hart van die evangelie so bietjie verander. So die wet het nie net reëls gebring nie, dit het eintlik 'n bietjie grense gebou. En grense, hoe beperkend dit soms klink, gee eintlik dikwels vir ons 'n bietjie veiligheid as ons mooi daaraan dink. Dit is wat die wet vir Israel gedoen het. Dit het vir hulle duidelik gewys, hier is die pad, hier is die gevaar, hier is die goeie dinge, hier is reg of verkeerd. En dit is presies wat mense in hulle lewe wil hê. Die grense het hulle beskerm, dit het vir hulle 'n manier gegee om prakties te wys hoe hulle dan nou aan God behoort en hoe hulle hom liefhet. So dit is wat die wet ook vir hulle beteken het. Ek het iewers 'n verhaal raak gelees van mense wat so 'n bietjie op 'n kraans gebly het. Dit was hierdie gemeenskap en soos kinders maar is, het hulle graag buite gespeel en wil hulle graag 'n bietjie die limite getoets het. Maar hulle ouers het hulle gewaarsku teen die rand van hierdie kraans en dat dit onmenslik gevaarlik was en dat hulle kon afval van hierdie kraans af. So die kinders was dus bang en het eintlik toe nou begin speel binne hierdie beperkte ruimte waarin die volwassenes gesê het hulle mag speel. En die volwassenes het toe besluit om 'n heining te bou en so ook die kinders te beskerm teen die gevaar wat daar moontlik was dat hulle by die kraans kon afval. So die heining het die kinders ingeperk en die grens was baie duidelik, maar dit het ook hierdie kinders laat veilig voel en die kinders kon vreesloos speel. So grense is natuurlik baie belangrik gewees. So dink vir 'n oomblik 'n bietjie ook oral
waar daar grense in jou lewe is wat jou so 'n bietjie laat veilig voel. By jou werk, in jou verhoudings met mense, moontlik in jou huwelik, in jou huishouding, in die land. Dink so 'n bietjie aan die grense wat jou laat veilig voel. En daarby wil ek ook sê dat dit is hoekom wette en reëls belangrik is. Dit is hoekom ons wette het en dit is hoekom Israel die wet van Moses gehaat het en so streng onderhou het. En nog 'n verdere positiewe eienskap van die wet is dat dit mense geleer het hoe om op te tree. Hoe hulle moes leef in bepaalde omstandighede om te wys dat hulle deel is van die volk van God. Dit was eintlik so bietjie soos 'n kwaai onderwyser wat vir kinders presies gesê het wat om te doen, wanneer om te doen, hoe om dit te doen. Dit is lekker om te weet dat iemand vir jou sê wat, waar, hoe, en jy lewe dan net volgens daardie reëls. Dit wys vir jou hoe jy moet optree. Ek het eers jare later 'n bietjie besef dat kwaai onderwysers eintlik die was wat die meeste omgegee het en wat baie belang gestel het in jou welstand en wat verskriklik baie omgegee het. Maar ook tesame het die wet 'n bietjie negatiewe kant. Dit is so 'n bietjie soos 'n vuil lig in 'n donker kamer wat al die stofdeeltjies presies op die vloere uitwys. Ek weet nie of jy al so 'n bietjie, miskien is julle huise baie skoner en julle ligte skoner, maar as jy so 'n bietjie 'n vuil lig het, daai bulb wat jy so 'n bietjie omsit, dan sien jy 'n bietjie meer die vuil stofkolle op die vloer ensovoorts. En die wet het Israel se foute so 'n bietjie blootgelê. Dit so 'n bietjie beklemtoon, soos daardie vuil lamp wat presies wys waar die vuilkolle is en hoe baie stof daar moontlik in jou kamer is. Ons is mense wat sondig. En soos jy weet, wanneer jy skielik sien hoe vuil dit regtig is, hoe sondig jy is, dan voel jy 'n bietjie meer skuldig, skaam en oorweldig. En die wet kon uitwys wat verkeerd is. Dit is vir my die negatiewe kant van hierdie wet wat vir jou kon wys hoe sondig jy is, hoe verkeerd jy is, en dit kon vinger wys, maar dit kon nooit 'n bietjie daai verbintenis met God gebring het nie. Hierdie stel wette en reëls kon uitwys wat verkeerd was, maar kon nooit daai verhouding kweek met God nie. En dan kom Jesus en hy vat daardie skuld van ons af weg, daardie swaar las wat die wet ontbloot het, en hy dra dit self. Jesus Christus kom en hy neem daai las op homself, sodat hy dit dra. So, hoor my mooi, Jesus kom gooi nie die wet weg nie, maar op 'n manier kom vervul hy dit, en hy maak die pad oop om werklik vry te word. Hy bevry mense van die wet se grenslyne as toegangshek tot God, sodat ons ophou hierdie persepsie het dat jy eers hierdie wette en reëls moes nakom voordat jy toegelaat word in God se familie. Jesus kom bevry ons en sê dat almal kan deel wees van God se familie. En dit verander alles 'n bietjie. Nou is daar nie meer 'n lang lys voorvereistes nie. Daar is nie meer hierdie klomp rituele en simbole en merites en besnydenis en toegangsbewyse nie. Paulus is glashelder hieroor. Hy sê daar is net een vereiste om deel te wees van God se huisgesin, van God se geloof. Geloof in Jesus Christus die Messias, die een wat gedoen het wat die wet nooit kon doen nie. Daar is net een vereiste, en dit is geloof. Die ou teken van die besnydenis was net vir mans gewees, maar Christus is duidelik dat dit is vir almal. Daarom doen ons ook die doop. Ons vier hierdie doop vir ieder en elkeen, selfs vir klein babas wat nog nie eers regtig verstaan wat geloof is nie. En terwyl Paulus hier praat van hoe God se familie lyk in Christus, dan gee hy terselfdertyd hierdie pragtige metafoor dat God so naby aan 'n mens is soos die klere wat hy aan het.
soos die klere wat ek en jy aan het. Dis nogal baie naby. In die vroegste kerk, wanneer iemand gedoop is, het hulle ook 'n nuwe uitrusting gekry en aangetrek. Nadat iemand gedoop is hulle wit linneklere aangetrek. Dit het gewys dat God se geregtigheid oor hulle is. En wanneer ons praat van God se geregtigheid, dan praat ons eintlik van God se vergifnis en die verhouding tussen God en mens. Dit is deur hierdie verhouding wat mense getransformeer word, nuut gemaak word. Wanneer iemand 'n Christen word Christus dan die persoon se merker. Alle ander merkers maak nie meer saak nie. Dit maak nie saak of mense anders lyk, praat of dink nie. Hulle is nou Christene en dit bepaal hulle identiteit. Om dit te beklemtoon, maak Paulus 'n lys van kategorieë waarin hulle mense verdeel het. In daardie tyd, hy sê Jood of Griek, man of vrou, slaaf of nie. Maar hierdie kategorieë het 'n kragtige effektiwiteit gehad in die antieke wêreld. Dit was dinge wat geen mense self kon kies nie, maar dit het hulle hele lewe bepaal. Dit het 'n kragtige effek gehad op hulle hele lewe, want hulle kon nie kies in watter kategorie hulle geval het nie, maar dit het absoluut hulle hele lewe bepaal. Nou wil ek hê ons moet vir 'n oomblik ook stil staan en vir onsself ook 'n paar vrae vra. Kan jy dink aan 'n paar dinge in ons wêreld wat mense nie kan kies nie, wat 'n bepalende rol het in hoe hulle lewenspad lyk? Dink vir 'n oomblik aan 'n paar dinge wat ons in ons wêreld mense onder kenmerk en hoe dit so 'n impak het op hulle lewe. Ek en jy kan nie kies of ons dik hare op ons kop gekry het of dun hare en of jy nou bles is of nie, vroeg bles of grys gaan word nie. Ek en jy kon nie kies of ons sproete het of krom tone of 'n lang neus nie. En 'n bietjie ernstiger, ek en jy kan nie kies waar ons gebore is nie. In 'n hospitaal, in 'n plakkerskamp of in 'n stal soos Jesus Christus nie. Jy kan nie jou aksent, jou velkleur of jou status of jou aanleg gekies het nie. En al het niemand van ons hierdie dinge gekies nie, deel ons mekaar steeds in boksies in. Ons grens mekaar totaal en al af. Ons besluit wie is in en wie is uit op grond van sekere kategorieë en boksies waarin ons mense plaas, presies soos die antieke mense gedoen het. Griek of Jood, man of vrou, slaaf of nie slaaf nie. Ons doen presies dieselfde. En ons hou dan ook presies soos die antieke mense, hierdie mense op 'n afstand, net omdat hulle nie soos ons lyk, praat, dink of doen nie. Ons wil ons familie klein en bekend hou. Maar die evangelie kom en sê, Die evangelie kom en draai hierdie persepsie wat ons het absoluut om en kom sny reg deur dit wat ons alles glo. Want in Christus maak hierdie verskille vragtig nie saak nie. Hy bepaal wie deel is van die familie. Jesus Christus bepaal dit. Wanneer 'n mens 'n Christen word, verdwyn jou unieke kenmerke natuurlik nie net nie. Maar die verskil is, dit bepaal nie meer jou plek in die liggaam van Jesus Christus nie. Hierdie boksies waarin ons mekaar plaas, dit verdwyn. Obviously het ons unieke kenmerke, ek is 'n vrou, ek is dit, ek is dat, maar dit bepaal nie meer my plek wanneer dit kom by my plek in Jesus Christus se familie nie. Deur die doop beklee Christus ons met homself. En dit is nou ons identiteit, ons waarde, ons menswaardigheid. En dit is so waar soos die klere so naby aan jou vel en teen jou vel is. In Christus staan elkeen van ons gelyk. Enige mens van enige taal, enige agtergrond, klas, geslag, ras, enigiemand het volle toegang tot God se familie. Nie omdat ons dieselfde is nie, maar omdat ons aan dieselfde Here behoort. So dit
vriende, is hoe God se familie lyk. Maar dan bly die vraag natuurlik ook, hoe leef God se familie dan? Hoe weet ons wat reg en dan verkeerd is, as ons dan so 'n bietjie sê dat Jesus Christus het die wet vervul, en hierdie wette en reëls bepaal nie of jy in Christus se familie is nie. So die vraag bly dan, hoe weet ons wat is reg en verkeerd? Is die Christelike lewe nou so 'n bietjie van 'n anything goes, lewe sonder grense? Glad nie. Paulus sê dit is juis hier waar die Heilige Gees 'n ongelooflike groot rol begin speel. Hy sê nie die wet was sleg nie. Paulus sê nie die wet was sleg nie. Die wet het gewys wanneer ons optrede anders seer maak of verhoudings breek. Maar die wet was beperkend. Dit was soos 'n bordspeletjie wat sê daar's net plek vir 6 spelers. Dit is so 'n bietjie hoe die wet was. En Christus het egter 'n nuwe lewe moontlik gemaak, 'n nuwe mensdom. Hy het die wet vervul en saamgevat in die grootste gebod wat sê jy moet jou God lief hê en jou naaste lief hê soos jouself. Die wet was beperkend, maar Jesus Christus het dit kom oopbreek vir soveel mense en vir almal. Deur die Heilige Gees wat in ons woon, is Christus ook deel van ons almal en ons aan hom. Deur ons geloof in Christus is ons geklee in hom. Deur hierdie Gees lewe ons die nuwe manier van dinge doen, die nuwe manier van lewe. Dit is deur hierdie Heilige Gees wat dit moontlik is. Dit is nie 'n stel reëls nie, maar 'n reeks eienskappe wat die Gees in ons laat blom. En ons ken dit doeteenvoudig as die vrugte van die Gees. So dit is deur ons geloof dat hierdie Gees in ons woon en vir ons wys wat is reg en wat is verkeerd. En dit is nie wette en reëls nie, dit is nie swart of wit en jy weet doen reg of jy weet draai of braai tipe van 'n beginsel nie. Hierdie is slegs 'n reeks eienskappe waar die Gees in ons woon en vir ons wys hoe om te lewe dat ons kan blom. En dit staan in ons bekende Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan doen hulle die goeie dinge. Hulle is lief vir ander mense. Hulle is bly, hulle maak vrede, hulle is geduldig, vriendelik en goed. Hulle doen wat hulle beloof, hulle word nie maklik kwaad nie en hulle bly kalm. So die wet is goed, vriende, dit is nie dat ek sê dit is nie goed nie. Maar die wet is so 'n bietjie soos 'n kinderoppasser. Dit sorg vir kinders. Vir 'n kindergeloof wat nog moet groei. Maar 'n volwasse geloof is die geloof wat geklee is met Christus en wat die eienskappe van die vrugte van die Gees dra. Hierdie vrugte is definitief nie vanselfsprekend nie. En ons weet hoe bitter moeilik dit is om hierdie eienskappe ter harte te neem en uit te leef en te gaan kweek. Ons moet telkens aan ons bome 'n bietjie snoei. Ons moet gereeld so 'n bietjie introspeksie doen en ons ou slegte gewoontes afsny. Dan is daar weer plek aan die boom vir nuwe blare om te groei, vir vrug om te dra. 'n Vrug wat deur die Gees soos kompos gevoed is. En wat is hierdie ou slegte gewoontes wat jy moet afsny? Wat is die goed wat jy moet laat gaan, wat jy die pad uit moet kry, wat verhoed dat jy kan vrug dra, wat verhoed dat jy met die Gees in jou kan leef, wat verhoed dat jy oop is vir almal, wat verhoed dat ek en jy deel is van hierdie groot geloofsfamilie. Wat is die goed wat jy aan moet gaan sny? Vriende, Christus het gekom om die las van ons sondes te dra, maar hy het dit vir meer ook kom doen. Hy het gekom sodat ons 'n nuwe lewe kan hê wat gekenmerk is deur die vrugte van die Gees en nie 'n stel reëls en wette nie. Dit laat my dink aan die bekende sêding, it is not about if you win or lose, it is about how you play the game. En dit is asof hierdie wette en reëls so 'n bietjie meer fokus of jy win or lose rather than how you play the game. Jesus Christus het gekom om sy belofte aan Abraham te vervul. Hy het gekom sodat die hele mensdom kan deel hê in God se familie. 'n Familie vol kleur en geur, maar wat die merk van Christus dra. Hierdie familie glo in God,
Die familie leer elke dag deur die krag van die Gees hoe om meer soos Jesus Christus te leef, hoe om meer lief te wees vir onsself, vir God, maar ook vir ander mense. Hierdie tyd waarin ons is 'n tyd van groei. Saam met groei gaan daar natuurlik 'n paar groeipyne kom. Mag ons in hierdie gewone tyd in ons lewe 'n gewoonte maak om ons bome te snoei wanneer dit nodig is en elke dag ons bome voed met die Gees wat vir ons seker sal wees en ons sal lei en sal maak dat ons die vrug kan gaan dra. Amen. Here, baie dankie dat ons tog 'n stel reëls en wette het wat vir ons 'n pad op 'n manier kan wys, Here, maar Here, dankie soveel meer dat U gekom het om dit te vervul. Here, want stel wette en reëls kan so beperkend wees, Here, maar U kom wys vir ons iets groter en kom maak dit nuut en wyer, Here. Dankie dat ons geloof dit is wat kan maak dat ons deel is van U familie, Here, en nie hierdie klomp stel wette en reëls nie. Here, dankie vir U koninkryk. Dankie vir U genade en U vergifnis en U liefde. Amen.